jy met jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy met jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy met jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blauwdruk, als is haar fyn beplan. Goeiedag geliefdes, ek vertrou dat elkeen van julle 'n wonderlike Pinkster gehad het verlede week en dat dit vir jou 'n goeie tyd was. So na Pinkster wil ek 'n bietjie dan gesels hierdie week oor wat jou bepaal. Nou, wat is dit wat jou definieer? Wat is dit wat jy toelaat om jou te definieer? Wat bepaal jou regtig en bepaal dit jou regtig? Ons begin op hierdie maandag met Johannes 1 en ons lees vers 9 tot by vers 12. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek onthou toe ek my eerste graad studeer het ek eendag in 'n opvoedkundelesing ingestap en die professor het sy lesing begin met die woorde: jy is of jy word wat ander mense van jou maak of sê. En dit het my baie gepla. Is dit regtig so dat jy die mens word wat ander mense van jou sê? En ongelukkig is dit baie keer waar, dat ons wel die mens word wat ander mense sê ons is. Partykeer kan dit vir jou goed uitwerk en partykeer kan dit vir jou baie, baie sleg uitwerk. Maar wat is die woordwaarheid? Weet, ons kan mekaar so vinnig in 'n kassie plaas of 'n label opsit of 'n stereotype van maak. En ek sien dit baie keer, selfs al was daar iemand wat miskien 'n groot fout gemaak het, 'n slegte lewe gehad het, en daar's vir hulle 'n wonderlike wedergeboorte, dat mense later nog steeds van hulle sal praat as daardie mens wat gedefinieer word deur die foute wat hulle gemaak het, deur die sleg waar hulle was, die sleg wat hulle gedoen is. En dit maak nie sin nie, want die woord sê iets anders. Luister mooi wat sê die woord. Die woord sê, en dit behoort ons te bepaal, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dis wat Christene genoem behoort te word. Dis wat gelowiges genoem word. God sê, julle het die reg om kinders van God genoem te word. So wat ander mense van jou sê, maak nie regtig so baie saak nie. Hierdie hele ding oor regte is eintlik baie kosbaar, want nêrens in die woord leer ons ooit van menseregte nie. Maar hier is die enigste plek in die woord waar daar gepraat word van wat 'n reg jy het. En jy wat in hom glo, het die reg om 'n kind van God genoem te word. So ons moet leer om bietjie rug te draai op wat mense van jou sê. Om nie toe te laat dat jy word wie mense van jou sê jy is nie. Onthou, elke ou wat na jou kyk deur 'n spesifieke bril met 'n spesifieke filter. En hy praat op 'n spesifieke manier oor jou, want hy het 'n spesifieke verstaan vir jou, van jou, en hy wil hê dat ander 'n spesifieke verstaan van jou moet hê. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, jy wat die Here aangeneem het die reg om 'n kind van God te wees, 'n kind van God genoem te word. En ek wil vir jou toewens, aanmoedig om dit te wees. Laat wat God sê bepaal wie jy is. Sy kind. Shalom. Wees jy met jy, soos die Here jou gemaak het. Wees
haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want as net een van jou, jy's gemaak op 'n blauwdruk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy.